en ek gaan eendag leer hoe hierdie goed werk. Ek sal kom vir lesse, om het aan te trek vir die tyd. Okay. Wat sê dankie? Ja, so, sjoe, het wil vir my, ons het klaar alles gesê. So, ja, vir oggend, wat ek voorbereid, sit ek so en ek praat met die Here en ek drink 'n koppie koffie en ek gesels sommer net met hom oor staf. En terwyl ek met hom praat, ek sê nou my hierdie dat miskien help het iemand, miskien leer julle iets uit dit. Maar in elk geval terwyl ek met die Here praat, sê hy vir my, daar's iets in jou lewe waarvoor jy liewer is as vir my. Ek sê, nou, moet ons hierdie nou doen. En ek sê, Here, help my, wat is dit? En ek love it om Bybel te lees, ek love it, ek kan ure in dit verlore raak en net wegraak. En die Here sê vir my, ek is meer lief daarvoor om Bybel te lees en die goedjies te doen as wat ek lief is vir hom. En ek met my, daar's 'n gift, maar dit gaan oor die giver, nie oor die gift nie. En hy het my vanoggend kom herinner, en ek praat met hom en ek sê, Here, maar ons moet dit prakties maak, want dit gebeur met almal van ons. Almal van ons sukkel met goed, en dis 'n weird konsep, en wie is God, hoe lyk hy, ons kan hom nie sien nie, ons weet ons moet lief wees vir hom, ons weet hy is ons eerste lief gehad, maar help my, ek wil, you are my first love, I want to love you. En hy wys my, daar's goed in ons harte, wat ons in ons harte bære, wat moet uitkom. En hy wys my die prentjie en hy sê vir my, dit is soos 'n hart wat vol vislyn is, vislyn. en die vislyn het hoeke, oral, baie hoeke, te veel. En hierdie staf, hierdie vislyn met hoeke, is in ons hart. En die Here, Jesus Christus, ryg dit uit ons hart uit. En soos wat hy die vislyn uitryg, gaan daar goed aan die hoeke vashak, wat nie in jou hart moet wees nie. Party van dit gaan maklik uitkom, het gaan nie so big deal wees nie, maar ander gaan moeilik uitkom. Dit gaan soos 'n klip wees, wat hy moet uithaal. En dit gaan nie vir ons lekker voel nie. Maar wanneer jy kom by daai punt wat jy voel, hierdie klip moet uit, en jy sê, Here, ek weet nie of ek nou kan sien nie voor nie, dan gaan hy nie verder karring nie. Maar eventually moet daai ding uit, want dit maak jou hart hard. Dan kan jy nie God hoor nie. En as ons hom toelaat om dit uit te haal, al is dit seer en al voel dit nie lekker nie, en al moet ons goed te face wat ons nie wil face nie, as hy dit uithaal, julle hier is 'n skrif wat sê, Efesiërs 3 vers 19, dit sê, to know the love of Christ, which has passes knowledge. Met ander woorde, soos wat ons God leer ken en hy ons leer ken, raak die liefde nie net meer iets wat ek van weet nie, dit raak iets waarmee ek 'n encounter of 'n ondervinding het. Dit raak 'n experience, God se liefde. Okay? And that you may be filled with all the fullness of God. Daai goed wat hy uit jou hart uithaal, soos hy die vislyn uitreig, daai gat wat daar binnekant is, hy maak dit vol met the fullness of him. Hy maak jou hart heel. Hy genees jou hart. En al daai goed kom uit, en jy sit met 'n pure love heart, and you can love God from a pure heart. So ek wil julle encourage, gaan deur die proses, ons gaan almal, en dit gaan aanhou, want daar's oral klein goetertjies, en ons is op 'n journey, en ons laat hom toe om die vislyn uit te ryg, en al daai goedjies wat die ou hoekies hak, laat hom toe om dit uit te haal, want jy gaan gesond word, en jy gaan hom kan lief hê vanuit a pure heart, a holy heart, a heart full of God.
So ek wil vandag met julle gesels oor, en dit sluit hierby aan, hierdie hele proses het te doen met the renewing of your mind. Jy het nodig om sekere goedjies wat jy dink, so hoe dit werk is, ons dink 'n klomp staf in ons brein, en soos wat ons daarop dink, en ons mediteer daarop, plant ons dit in ons harte, en dit groei en dit skiet word in ons harte, en dit het 'n harvest. En daai goeders moet uitkom, okay? Maar dit het te doen met die renewing of your mind. Jy moet kies om die gedagtes wat in jou kop is te verander. En ons gaan daaroor gesels vandag, so ek wil met julle gesels oor the renewing of your mind, maar om daarby uit te kom, moet ek eers 'n paar goeders verduidelik. So, julle gaan dalk 'n paar weird goed sien, en alles gaan nie vir julle sin maak nie, maar as dit mense met jou oë dit sien, dan help dit ons om te verstaan wie ons is. So, as ons Efesiërs 2 vers 10 lees, daar is hy. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Nou daai woordjie workmanship, die New Living Translation maak dit masterpiece. Dit sê, we are his masterpiece. En daai woordjie masterpiece, die Griekse woord, het ek nou vergeet, maar het maak nie saakie. Dit beteken, dit is poema, daar is hy. Dis die Griekse woord poema. En dit is die woord waarvan ons die woordjie poem afgelei het. Okay? So, we are God's poem. Okay? His masterpiece, his workmanship. En ons is hier gesit sodat die wêreld sy poem kan lees. So, wat sien die wêreld as hulle daai gedig lees wat Jesus vir hulle geskryf het? Maar dis wie ons is. We are his workmanship. We are his masterpiece. Jy is gedesign vir 'n doel, to walk in good works that has been prepared beforehand. Voor die tyd het God al bepaal wat die goeie werke is waarin ons moet loop. Ons is gemaak vir 'n baie spesifieke doel. En ons is goed gemaak, en ons is his masterpiece of his workmanship, his poem. Sy gedig vir die wêreld, wat die wêreld kan lees. Nog 'n skrif wat ek wil verduidelik, net om jou iets wil gebruik om jou iets van jouself te vertel, is 1 Tessalonisense 5 vers 23. Dit sê, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus. Nou, hierdie skrif wil ek gebruik om vir jou te wys dat jy 'n three-part being is. Jy is spirit, soul en body. Liggaam, gees en vlees. Okay? En ons gaan bietjie meer gesels oor dit vandag. Ons gaan mooi leer wat is die spirit, wat is die soul en wat is die body, dat ons dit in onsself kan sien en in onsself kan erken, sodat ons kan verstaan, wat is hierdie masterpiece wat God gecreëer het? Hoe lyk dit? Wat doen ek daarmee? Hoe funksioneer dit? Wat gebeur as ek my mind renew? Hoekom moet ek my mind renew? En watter gedeelte van daai 3 het dit 'n impak? En watter een moet sy deel doen? En watter een het klaar sy deel gedoen? So ons gaan gesels bietjie oor dit, en ek het 3 modelle gekry wat my gaan help vandag, om hierdie dingetjie vir julle te verduidelik. En die eerste een wat ek gaan vra is Jady gaan kom, en sy is body. So, hierdie is wie jy is. Jy is body, en soul, en spirit, en hulle gaan hier voorstaan om my te help om dit mooi vir julle te verduidelik. Okay, die body is die maklike deel om raak te sien, hè? Ons sien almal mekaar se bodies. Dis die ouetjie wat jy in die oggend sien as jy jou tande borsel. Dis jou body. Okay? Jou body het 5 sintuie. Ons weet almal, ons kan sien, ons kan proe, ons kan ruik, ons ken die 5 sintuie. En daai 5 sintuie gebruik die body om inligting mee bymekaar te maak, okay? So ons ouens gebruik 80 tot 90% van ons tyd en resources gebruik ons om hierdie ouetjie te kry soos ons hom wil hê. So nee, is bad. So baie tyd. Daar gaan baie effort in ouens om hierdie ou reg te kry. Ja,
die wurms gaan hom eet. Aan die einde van die dag gaan hy nie saam met jou gaan nie. So, die grootste gedeelte van ons tyd sit ons en dink, o jene, ek wou lank gewees het met breinhare wat gekrul is, en ek lyk nie so nie. So ek het 'n identity crisis, want die wêreld sê vir my, as jy lank is en jy het breinhare wat gekrul is jy awesome. En nou lyk ek nie so nie, so ek kyk na my body en ek dink, dit lyk nie soos wat die wêreld wil hê dit moet lyk nie. Ek wil dit change. Ek gaan doen wat ek moet doen. Ek gaan gym toe gaan, ek gaan spa toe gaan, ek gaan haarkapper toe gaan, ek gaan dokter toe gaan, whatever. Alles gaan ek doen om hierdie ouetjie te change. Dis ons body en hy gaan nie saam met jou eendag nie. Hy gaan nie bly. Die volgende een wat my gaan help is Kyla, sy soul. Ons siel. Dan sê jy kan so, dan kan sy, jy kan nog so 'n bietjie opstrek. Okay, en dan kan maak jy so. Jy kan hier so langs Jady staan hierdie kant. Jady, jy kan nog so 'n bietjie na die muur se kant toe gaan. Daar is hy nog 'n bietjie, want ons moet nog 'n spirit ook hier inkry nou. Wat sê ek? Daar sê. Daar sê. Okay. Hier is ons sielsdimensie. Ons sielsdimensie is ons mind, ons free will, ons emotions en ons personality. Okay? So ons is ook baie in touch met wat aangaan in ons sielsdimensie, want ons voel bly, of ons voel hartseer, of ons voel lekker, of ons voel kwaad. En ons sielsdimensie het 'n geweldige impak op wie ons is. So whatever die siel dominate, gaan die direction van jou lewe beïnvloed. So, want hierdie ou is vrye wil, en hierdie ou het denke en gedagtes, en die siel is die een wat alles dink en proses en besluit, wat gaan ons doen vandag, ons 3. Okay? Die body maak inligting bymekaar met sy 5 senses, dan gee hy dit vir die siel, en die siel proses dit. Ons gaan nou daarby kom. Goed, nou wil ek met julle gesels oor die flesh. Okay, die flesh. Okay, gaan julle regkom daarso? Okay. Die flesh. As ons die Engelse Bybel lees, en ons lees die New King James Version, of ons lees die King James Version, of die New King James, of die English Standard Version, dan gaan ons die woord flesh kry. Okay? Die flesh is die kombinasie van jou liggaam en jou siel. So, dis hierdie 2 wat gejoin het, hulle het saam gejoin, hulle ken mekaar baie goed, daai een gee al die info, hierdie een proses dit, en hulle 2 besluit saam, wie is ons, waarvan hou ons nie, wat like ons, wat glo ons nie. Dis wat daai 2 doen, dis die flesh. Okay? Die ding van die flesh is, die inligting wat die flesh kry, kom alles uit die wêreld uit. So al die info wat sy gaan bymekaar maak, gaan goedjies wees wat sy sien en hoor, mense sê dit, mense doen dit, en sy maak haar info bymekaar, en sy gee dit vir haar, en dit kom alles uit die wêreld uit. Maar die wêreld, die aarde, die world, die physical realm, is ook die speelplek van die duiwel. En hy gebruik dit tot sy voordeel 100%. So, hy gaan alles in die physical realm gebruik, om wat sy moet sien en raak sien en hoor en proe en whatever, soveel junk, gemors, leuns, valse waarhede, whatever, hy hierdie een kan kry om te sien, en sy gaan voer vir hierdie ene, gaan established raak in haar mind, en eventually gaan sit in haar hart. So, die meeste van die opinies en goed wat ons bou en gebruik en stak is goed wat uit die wêreld uitkom, en die duiwel gebruik die physical realm absoluut tot sy volle potensiaal om al die gemors wat hy wil hê jy moet glo vir jou te voer. Dit is ons grootste challenge. Enige ding, nuus, movies, musiek, whatever, hy gebruik dit. Hy wil hê, dit is die enigste power wat die duiwel het actually. Al power wat hy oor jou het, is om die flesh te kry om soveel as moontlik junk te glo. Hoe meer leuns hy jou kan voer, hoe meer hy jou kan deceive en jou kan distract, hoe beter. En hy gebruik die physical realm om dit te doen. Want hoekom? Ons word groot hierso, dis wat ons ken. Ons is vertroud met dit laat ons gemaklik voel as ons comfort zone, maar ons besef nie hoeveel gemors is hier binnekant, wat in ons minds en in ons harte gaan stak sit nie. Geen wonder ons het 'n vishoek nodig om uit te kry. Okay.
Die volgende ene, die laaste, die derde ene, van die three-part being, daar's iets wat ek vergeet het om vir julle te sê. Romeine 8, vers 6, baie belangrik sê, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, daai is nie 'n goeie kombinasie nie. Ons wil iets aan daai kombinasie doen. OK, nou kom die derde gedeelte van wie ons is, spirit. Hier kom spirit. OK, spirit. Is dit die ons? Nee, dis nie, Skarissa. OK, spirit, ek gaan vir jou spasie maak en kan jy verbykom? Daai is spirit. Nou, daar's 'n rede hoekom sy nou so lyk. Ek gaan vir julle verduidelik hoekom sy so lyk. Ons gaan dit fix, nou. Maar eers moet ons dit gebruik dat ons iets kan leer hieruit, okay? So, toe Adam en Eva in die tuin geval het en sonde gedoen het, God het vir hulle gesê, as jy van hierdie boom eet, gaan jy doodgaan. En die duiwel het vir hulle gesê, nee, jy gaan nie. En toe eet hulle van die boom, en toe? Het hulle dood gegaan? Nie fisies nie, maar wat gebeur het, is hulle gees het gesepareer van God se gees. Ons was nooit gemaak om so te funksioneer nie. Ons gees moes nooit gesepareer het. Ons moet een gees wees met God se gees. Dis deel van Christus, dis deel wat Christus kom doen het aan die kruis, is om dit wat gebreek het weer heel te maak. Separation, as ons gees nie in God se gees ingeplak is nie, daai separation is dood. To be separated from God is death. Eternal separation is eternal death. En ons het Christus Jesus, prys die Here vir sy genade, het gekom om hierdie situasie vir ons om te draai, want hierdie spirit, soos wat sy hierso staan, verteenwoordig 'n sondige natuur. Dit is die rede hoekom as jy nie wedergebore is nie, en ons almal word gebore nie wedergebore nie. Jy word nie gebore perfek met 'n lewendige spirit nie. As jy gebore is, oepsie, sorry liggie. As jy gebore word, dan is dit die toestand van jou gees. Separated from God. Okay? Hoe kom ek aan hierdie goed? Dit staan actually in Efesiërs 2, vers 1 tot 3. Okay? Dit sê, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Dead in trespasses and sins. In which you once walked according to the course of this world. Okay? So die trespasses en die sins en die stap wat ons gedoen het ons gedoen, want die wêreld het hierdie junk vir ons gevoer en ons het gedink, dis okay, dis wie ons is, dis wat ons moet doen, dis hoe ons moet lyk. Okay? According to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Die duiwel, wat die fisiese riem gebruik om ons verkeerd te program, om nonsens te glo, okay? Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Gaan die liggies op, begin julle verstaan? Okay? So, ons is geprogram om te doen wat die flesh wil hê. Okay? Ek wil nog 'n koppie koffie hê, ek wil nog meer TV kyk, ek wil tot 3 uur binge 'n storie kyk, ek wil nog 'n brandewyn hê, ek wil nog whatever it is. Hierdie ou, die flesh, hy is geprogram en hy dink dis wie hy is en dis wat hy moet doen. Okay? Maar Christus het gekom en hy het gesterf aan die kruis vir ons. Sodat ons nie nodig het om stak te sit met hierdie situation nie. Met 'n spirit separated from God. Met 'n sinful nature wat ons mislei en ons van God af wegvat. Met 'n sinful nature wat dit like om al die junk en die nonsens te glo wat in hierdie wêreld is. Prys die Here, hy het ons kom verlos. Prys die Here. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê,
For he made him who knew no sin. 2 Korintiërs 5 vers 21. As ek nie vir jou alles gegee het. Ek het hom gegee. Okay. For he made him who knew no sin, to be sin for us. Hierdie ou het Jesus op die kruis gevat. Jou sondige natuur en al jou sondes het Christus Jesus op die kruis gevat. Him who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God. That we might become the righteousness of God. Okay? 1 Korintiërs 6 vers 17. Okay, dis okay. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. So as jy wedergebore raak, en hierdie ou is nie meer jou natuur nie, dan is al jou sonde en jou sondige natuur was op Christus Jesus. Hy het die prys betaal daarvoor. En hy gee vir jou 'n nuwe gees met 'n nuwe natuur. En dit is ons ability om te kan change en ons minds te kan renew. Okay? 2 Korintiërs 5 vers 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things has become new. So dag toe jy wedergebore is, het Jesus Christus gekom, en hy het hierdie sondige natuur weggevat, en afgehaal van jou af. Hierdie is saam met hom begrawe. Dit is wat die doop beteken. Daai sondige natuur, die ou mens is dood, hy's gone, hy's weg. En jy het 'n nuwe gees gekry. En hierdie gees, volgens Efesiërs 4 vers 24, het ek hom vir jou gegee. Efesiërs 4 vers 24. Has been created according to God in true righteousness and holiness. Hierdie oukie. Jou gees, as jy wedergebore is, created according to God in true righteousness and holiness. Hierdie is wie jy is. Jou ware identiteit is jou nuwe geesmens, 'n nuwe natuur, created according to God in true righteousness and holiness. Die ou natuur, die sondige natuur, is dood en weggevat van jou af. En dit het nou geen effek meer nie. Johannes 1 vers 4, 1 Johannes 4 vers 17. Sorry, ek het vir Mariet voor die tyd 'n paar goed gegee, party het ek gegee, party het ek nie gegee nie, ek vra om verskoning. 1 Johannes 4 vers 17 sê, Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, Jesus, so are we in this world. In this world. As he is, so are you in this world. Hierdie, die new creation. You are a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. All things have become new. This is a new creation, a new nature, created according to God in true righteousness and holiness. Jou gees is so perfek soos wat hy gaan wees vir altyd. En hierdie is jou ware identiteit. Dit is wie jy is. Nie die girl met die lang krulhare, whatever nie. Hierdie ene. Okay. Nou kom ons by die gedeelte van renewing the mind, okay? Wat renewing the mind beteken is, hierdie party wat hier aangaan, gaan ons opbreek. Hierdie flesh besigheid gaan ons vat, ons gaan dit opbreek, ons is klaar met die flesh, dis nie vir ons nie belangrik nie, ons gooi dit weg,
want ons is 'n new creation. Waar's jy? En hierdie siel, wat hier staan, wat nog heeltyd geluister het vir die body, gaan nou hierdie kant kom staan. Okay? En jy gaan nou jou mind renew oor wie daai ou is. Nie die een nie. Hierdie is net 'n suit. Hierdie is net 'n suit. Iemand het my gehelp en eendag vir my daai 'n great voorbeeld gegee. Sy sê vir my, dis soos wanneer jy Mars toe gaan. Okay? As ons Mars toe gaan, het ons 'n spacesuit nodig, want ons kan nie asemhaal en lewe en loop daarso nie. Maar wie is die regte jy? Die spacesuit of die ou binne in die spacesuit? Okay? Die ou binne in die spacesuit. Ja. Dis dieselfde hier met ons op aarde. Ons het 'n job om hier te doen, okay? En vir ons om daai job te doen, het ons hierdie ou nodig. Maar wie is die regte jy? Die een binne in die suit, in die flesh suit. Okay? So solank as wat ons op aarde is en ons het 'n job om te doen vir Jesus en ons moet in die goeie werke loop wat hy create het beforehand, het ons die ou nodig om dit te doen. Met ander woorde, as die Bybel sê lê jou hande en op die siekes en genees hulle, het ons hierdie ou nodig. Dan vat ons hande en ons lê hulle op die siekes en ons genees hulle, want hierdie ou het klaar the resurrection power of Jesus Christ in hom. Dis hoekom ons dit kan doen. Because we have been created according to God in true righteousness and holiness. Elke een van julle wat hier sit vanaand en wedergebore is righteous. Completely righteous. Jy kan nie meer righteous raak as wat jy is nie, want righteousness is 'n gift wat jy ontvang het toe jy wedergebore is. Jy hoef nie te werk daarvoor nie. Jy hoef nie miljoene mense te voer en duisende kerke te plant om righteous te raak nie. Jy is righteous. Want Christus sê so, hy het sy righteousness vir jou gegee en jou sondes op hom gevat. Ons het nou nodig om te leer, wie is hierdie ou? Want hierdie ou kan ons nie in die spieël sien nie, ons kan hom nie voel nie, die meeste van ons is totaal onbewus van hierdie ou. Want as ons nie geleer word wie hy is, en wat in hom is, en wat hy kan doen nie, dan dink ons, daai is die regte ons. Maar hierdie is die regte jy. Okay? Net so 'n paar goeters, jy moet die Bybel lees, die Bybel is 'n spieël, wat vir jou wys hoe lyk hierdie ouetjie. So jy staan so, en dan kyk jy in die Bybel, en dan vertel die Bybel vir jou wie hierdie ou is. Net so 'n paar goed oor die Gees. It's seated in heavenly places. It has the mind of Christ. As Jesus is, so are you in this world. Your spirit is sealed with the Holy Spirit. Your spirit cannot sin. In your spirit is resurrection power. This spirit has been made accepted in Jesus. You are accepted. Hierdie ou toe jy wedergebore is accepted in Jesus. Jy hoef nie jouself te try uitfigure of goedjies op te hou doen of weer te raak om accepted te raak nie. Jy is accepted. Jy is accepted in Jesus. You have been blessed with all the spiritual blessings in the heavenlies. Dis daar, dis joune in daai ou. In hierdie Gees, because it's created according to God, is die fruit of the Spirit. Want dit is God se aard en sy karakter wat hy binne in jou gesit het. Hier binne in hierdie Gees is joy, peace, love, goodness, kindness, faithfulness, patience en al die 9 wat ek nie onthou het nie, binne in die Gees. Self-control. Dankie. Dis daar. So, as jy besluit om jou mind te renew, en hierdie ouetjie sê, lees in die Bybel, ek is created according to God, dan, ek het patience, in oorvloed, liefde, in oorvloed, vrede in oorvloed, dis wie jy is, dis jou nuwe natuur, maar jy moet jou mind renew, jy moet jou gedagtes gaan verander, en jy moet kies om te glo wie hierdie ou is, want jy kan daai een sien, maar jy kan nie die een sien nie,
Maar hierdie een is die regte jy. Dankie julle, julle kan gaan sit. Romeine 12 vers 2 sê, and do not be conformed to this world. Raak los van die opinie van die wêreld. But be transformed by the renewing of your mind. Weet jy hom? That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Romeine 12 vers 2. Die challenge is, ouens, om ons minds te renew, kort jy faith. Jy het geloof nodig. Want jy moet nou glo wat die Bybel oor jou sê. As hy vir jou sê jy's righteous, moet jy dit glo. As hy vir jou sê jy's holy, moet jy dit glo. As hy vir jou sê jy's accepted, moet jy dit glo. So, 'n groot deel van renewing of the mind het te doen met ons geloof. Dis belangrik, ons het nodig om dit te weet. Nou, toe ek het voorberei vir die Ladies Retreat, het die Here vir my 'n beeld gegee wat ek graag met julle wil share, wat hierdie hele proses verduidelik. En ek doen dit sodat julle dit kan verstaan, en dat dit julle help, sodat ons aktief kan raak in renewing of the mind. As ons nie ons mind renew nie, dan doen ons stupid goed. En ek dink ons het hierdie week gesien, wat se stupid goed mense aan mekaar doen. Ouens, ek doen kerkgeskiedenis verlede week. Ek kon nie glo wat ek lees nie. Die een kerk stuur legit 'n army na die ander kerk toe, om hulle te gaan doodmaak. 'n army om die ander kerk te gaan doodmaak, daai mense te gaan doodmaak. Hulle gooi toue om hulle en verdrink hulle in riviere. Dis wat die kerk gedoen het. Want ons weet nie wie ons is nie. Dit is okay as iemand van jou verskil. Dis nie die einde van die wêreld nie. Ons is almal op 'n journey. Ons is almal besig om ons minds te renew. En as jy nie 100% saamstem met die ander ou nie, hy gaan nog sy mind renew. Dis okay. Maar ons kan nie mekaar doodskiet of doodsteek of 'n army stuur om te gaan oorlog maak teen 'n ander kerk nie. Want ons is almal die kerk. As jy wedergebore is jy kerk. Jy kan nie wegkom daarvan nie. Jy kan kwaad wees vir die kerk, ek was kwaad vir die kerk. Hoe lank het dit jou gevat? 6 maande? Om my te oortuig, dink ek. Het was nie weer Lissie. Ek speel nie meer saam nie, maar die punt is, as jy wedergebore is jy kerk. En jy het 'n job om te doen. Jy het 'n job om te doen. To the intent, dit is Efesiërs 3 vers 10. Het ek dit vir jou gegee? To the intent that the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in heavenly places. En as ons mekaar met 'n army doodskiet, dan display dit nie daai wisdom nie. Jy is God se gedig, you are his poem. Is dit wat mense sien? Wisdom? God's manifold wisdom made known by the church? And anyway, ons kyk na Israel. Hulle was in Egipte gewees vir 400 jaar. En hulle het 'n slave mentality daar ontwikkel. En God het gekom en met great signs and wonders and miracles het hy gegaan en hy het Israel uit Egipte uitgehaal. Daai is 'n prentjie van ons born again experience. Okay? So toe ons in Egipte was ons in die dominion of darkness. Toe ons wedergebore is ons getranslate oor na die kingdom of light toe. Dis wat met jou gebeur het. Jy het letterlik
kingdoms gechange. Jy het van een kingdom of dominion, hulle kan nie 'n kingdom wees nie, oorgegaan na 'n kingdom toe. Dis radical. Dis massive. Jy het nodig om te weet, wat is die kingdom of light? Jy het nodig om, ek kan dit nie alles in een tyd sê nie, jy moet die Bybel gaan lees. Okay? So daai Egipte, Israel wat uit Egipte uitgehaal is, dis 'n prentjie van ons born again experience. Okay? En daar gaan die Israeliete op pad na die beloofde land toe, wat lank voor die tyd aan hulle beloof is. Okay? En soos wat hulle nou journey, begin hulle te verlang na Egipte, na die vleispotte van Egipte. Okay? Dit is 'n prentjie van ons unrenew mind. Want toe die ou swart sinful nature dood is, het hy sy programming op jou hard drive gelos. Okay? Jy kan nog die goed wat jy gedoen het onthou, maar dis verby, dis gone. Jy het nodig om jou hard drive te format en om te reprogram met die waarheid. Okay? Dis wat ons nodig het om te doen. So is hulle op pad en hulle moan en hulle groan en eventually staan hulle voor die beloofde land. Daar staan hulle. Dit is 'n prentjie van ons wat weet all the promises of God is yes and amen. Die kerk weet baie goed. Ons weet baie goed hier waar ons sit. Maar glo ons dit en gebruik ons dit. Okay? So hier kom hulle voor die beloofde land. Dis is ons wat voor 'n promise staan. By his stripes you were healed. Okay? Ons het die promise, ons weet is yes en amen. Maar wat gebeur met Israel toe hulle daar staan? Hulle stuur 12 spies uit om die land te gaan spy. Okay? En hulle kom terug. En 10 van hulle is 'n picture van ons wat luister na die opinie van die wêreld, en ons like dit om al die garbage op te vreet, en ons vat dit in daai gemors wat ons hoor, plant ons in ons harte, en ons sê, nee, my toon is seer, ek gaan doodgaan. Ja, Google, stuur spies in Google in, my toon is seer, wat gaan my gebeur? Hulle gaan jou been moet afsit. Want ons weet nie wie ons is nie. Ons glo nie die beloftes van die Here nie. Jy moet luister na die 2 wat sê, ons kan dit doen, God is vir ons. 2 van die spies kan onthou, hoe het God letterlik nou net die hele Egiptiese nasie uitgeroei, dat daar niks van hulle oorgebly het nie. Nou ewe skielik dink Israel nie, jy gaan ons nou doodgaan. Nadat hulle gesien het, dit gaan nie gebeur het nie. Dis hoe belangrik dit is dat jy jou fokus moet reghou. Moenie na opinies van die wêreld gaan luister nie. Vra God, hy gaan jou antwoord. Hy gaan jou antwoord. Beloof jou. Die enigste rede omdat ek hier kan staan is omdat hy my geantwoord het. Okay? Prys die Here vir dit. In elk geval, Hebreërs 4 vers 2 sê vir ons dat hulle het nie in die beloofde land ingegaan nie. 4 vers 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. So ouens, dit is hoekom die renewing of the mind het alles te doen met geloof. Ons het nodig om ons geloof te activate. Ons het nodig om ons geloof te gebruik. Jou geloof is ook 'n gift wat jy gekry het die dag toe jy wedergebore is. Jy hoef nie te worry dat jy dit self moet generate nie. Enigste probleem, of nie probleem nie, challenge met jou geloof is, as jy vir Arnold Schwarzenegger kyk, hy het baie spiere gehad. Maar, soos wat hy gelyk het. Okay?
As 'n babatjie gebore word, het hy presies dieselfde spiere as Arnold Schwarzenegger, maar dit lyk nie so nie. Want Arnold Schwarzenegger het sy spiere baie meer gebruik, en die babatjie moet dit nog doen, okay? So dit is min of meer hoe jou geloof werk. Dis nie omdat jy te min geloof het, of omdat jy dalk nie geloof gekry het nie, of omdat jou geloof nie werk nie, jy het net nie jou geloof geoefen nie. Jy moet jou geloof oefen, gebruik het. Lees die Bybel, want wat gaan gebeur as jy die Bybel lees? Jy gaan die woord van die Here hoor, en wat gaan dan gebeur? Dit gaan geloof in jou hart laat opspring. Daar sê, net high five. Okay, dit activate daai spiere. Okay. Ek wil vir julle 'n stuk lees uit Hebreërs 3. Dit gesels oor die experience wat die Israeliete gehad het. Hebreërs 3 vers 12, ek weet nie of ek hom vir jou gegee het nie. Okay. Ja, dis reg. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief departing from the living God. But exhort one another daily while it's called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Dit is hoekom ons nie meer sonde doen nie, of moet doen nie. Nie omdat sonde die Here gaan kwaad maak en hy jou gaan tref met 'n weerligstraal nie. Sonde is nie goed vir jou nie, dit maak jou hart hard, los dit. Jy's 'n new creation. Dan staan daar in vers 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. En dit is hoekom ek hierdie hele ding vir julle verduidelik het, dat julle kan verstaan hoe jy werk, hoe jy gemaak is. Jy is God se masterpiece. Jy het klaar alles wat jy nodig het. Jou gees is reg. Jy hoef nie te worry om meer perfect te word nie. Wat jy moet doen, is jy moet jou mind renew, en jy moet seker maak dat jou faith geactivate is, sodat jy kan wees wie jy is in Christus, en sodat jy kan doen wat hy jou geroep het om te doen, want hy het jou gemaak met 'n rede. Hy het jou gemaak met 'n rede. Ek gaan nou klaarmaak, dis die laaste stukkie. Maar ek wil net vinnig met julle chat oor faith en unbelief. Unbelief is ook faith. Dis net faith in die junk wat die wêreld jou voer. Met ander woorde, jy het nie jou mind renew nie. Dis wat unbelief is. Unbelief is om die junk wat die duiwel jou voer vanuit die wêreld te glo, en jy gaan en jy exalt dit bokant wie jy is en bokant die waarheid wat God jou leer in sy woord. Dis wat unbelief is. Dis hoekom sê die skrif, an evil heart of unbelief. Jy vat hierdie junk en jy sê, dit is wie ek is, dis wie ek wil wees, ek gaan nie dit kan doen nie, ek gaan nie daai kan vat nie, ek is useless, ek is dom, ek kan niks doen nie, niemand hou van my nie, almal haat my, die Here gaan my straf. En voordat jy jou oë uitvee, is ons totally ineffective, en die kerk het geen impak of invloed in die wêreld nie. Want ons sukkel met unbelief. Faith comes by hearing. En dan sê die skrif, hearing the word. So faith is wanneer ons kies om te glo wat die woord sê. Dis die verskil tussen faith en unbelief. So die feit is, daai twee goed kan co-exist binne in jou. Jy kan sit met geloof, jy's besig met jou paadjie, jy groei in Christus, jy ontdek wie jy is, en jy begin jou mind renew, maar daar's staf wat jy nog moet fix, die vislyn moet nog uitgeruig word, sodat jy kan ontdek wie jy is in Christus. Obedience kom uit faith uit. Obedience kom uit faith uit, ouens. Dis hoekom sê die woord, 'n geloof sonder werke is dood. Dit gaan nie daaroor om te try perform dat Jesus jou gaan aanneem nie. Hy is klaar happy. Hy like jou klaar
baie. Jy is klaar righteous. En as jy die woord glo en jy spandeer tyd met Jesus en jy luister meer vir die opinie van die woord as vir die opinie van die wêreld, dan gaan jy opstaan in die reus in wie jy is in Christus. En ons gaan 'n effektiewe kerk wees, wat 'n impak gaan hê op ons communities. Ons gaan 'n effektiewe kerkies wat kan sê, om iemand dood te skiet omdat hy verskil van jou opinie is verkeerd. Want dit is verkeerd. Ons gaan nie 'n kerk wees wat sê, shame, wat 'n suffering moes daai ouetjie deurgegaan het, wat dit nou gedoen het. Ouens, ons is die gedig, ons is die sout, ons is die lig. Niemand anders gaan dit doen nie. Die van julle wat hier sit, almal wat om jou sit, kyk vir mekaar. Julle is die kerk. Julle is die gedig wat God geskryf het vir die wêreld. Julle is die lig, 'n city on a hill. Jy het nodig om te ontdek wie jy is in Christus, want die wêreld het jou nodig. Die wêreld het nodig om te weet hoe dit lyk as jy 'n lewende God dien. Die wêreld het nodig om te weet, Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit. En hy lewe nou binne in jou. En jy is die lig. Hy skyn deur jou. En jy kan die wêreld verander. Maar hou op om te struggle met 'n klomp nonsens. Raak ontslaaf van daai goed. Die ou mens is dood. Jy het 'n new nature. Jy het 'n new nature. Jy kan wees wie Christus jou geroep het om te wees. Renew your mind. Lees die Bybel. Ontdek jou geloof in Christus. Activate dit, praat die waarheid. Moenie die nonsens agter die wêreld aan die side en goed release oor mense wat nie waar is nie. Moenie laat dood uit jou mond uitkom nie. Vat die woord as die enigste opinie en leef dit en spreek dit en wees kerk. Jy het alles wat jy nodig het om dit te doen. Jy is perfect. Jy is perfect as Jesus is. So are you in this world. Ek is klaar. Sorry, ek raak weer excited. Ek gaan net vir ons bid. Lord, we love you. And we need you. We need you to guide us and to teach us, Lord, so that we can look like a church that worships a living God. Here, soos dat ons kan lyk na iemand wat created is according to you in true righteousness and holiness. Here, help ons dat ons kan weet, verseker dat we are accepted in Christ Jesus. That we don't have to do weird stuff. Jy het ons lief soos ons is, dis okay. Run to Jesus. Lord, the word says that we can come to you boldly, because we are righteous. Here, en dis my gebed vir elke een wat hier sit vanaand. Help us. The Holy Spirit is our teacher. Help us to see you. Lord, and when we read the word, when we spend time in the word, Lord, help us that we will see you. That we will see you in your love for us. Lord, that we will see you in your goodness and your kindness. That you are a good God and that you love the world and that you have chosen us to bring this good news to everybody that has an ear to hear. Lord, we need you. We need you to help us to be that poem. And when people read us, that they will see you. That they will see you. Christ in us, the hope of glory. Lord, tonight we lift up your name. And we exalt you as our Lord,
as our King, as our Savior. We worship you, Jesus, because you are good and you gave us everything, Lord, we need to do what you called us to do. Thank you, Jesus, that you love us, that you loved us first, and now we can also love you. I praise your holy name. Amen.